Goeiemiddag Suid-Afrika. 4 Augustus, bietjie opvolg met die Iran-oorlog. Ek was maar stil die laaste paar dae. Het nie veel aangegaan in die Iran-oorlog nie. Daar was 'n voorbereiding en 'n potensieel groot strike op Iran oor die naweek, wat president Trump teruggehou het. Op versoek van Iran self en ook UAE en Saudi-Arabië, Qatar, hulle het gesê hulle is besig om agteraf te deel met die Iraniërs, want dit gaan vir hulle ook 'n impak wees as daar groot strikes kom, so hulle het op baie versoek vir president Trump gevra om te hou. Want hulle lyk my, daar probeer hulle deurbraak maak met hierdie IRGC mannetjies. Nou obviously IRGC sal op oop media sê, ons praat met niemand nie, hulle gaan ons nooit erken nie. En hulle doen ons in die openbaar een ding en agteraf 'n ander ding. Maar dis wat die stand van sake daar is. Intussen die padblokkade, die seeblokkade gaan voort, die Amerikaanse blokkade van die Strait of Hormuz gaan voort, enige skepe wat met Iran wil besigheid doen word weggedraai. Net in die laaste 48 uur is daar reeds 44 skepe weggedraai. 2 van hulle is gedisable en 2 is geboord deur US Marines. So daai blokkade bly in plek en dit is om ekonomies hulle keel af te sny vir Iran. Gister is daar 'n cargo ship met 'n onbekende projektiel getref in die Strait of Hormuz af die kus van Oman. Daar is ook 100% seker waar kom dit vandaan nie, kom dit van IRGC af of Iran af of waar, en nie veel skade nie, maar daar is nog steeds skote wat hier en daar geskiet word, so dit kan 'n rogue element wees van die IRGC, dit kan iemand wees wat op eie operate, jy weet. Daai dinge sal altyd gebeur met 'n land so groot en as geen kommunikasie tussen die leiers en die mense op die grond nie, is so iets baie moontlik met die bietjie goed wat hulle nog oor het. Oliepryse is af, hy staan nie op $77. Hy het op 'n stadium so 'n bietjie opgegaan hier na $90 toe in die laasweek, maar hy's weer af hier na $77 toe, wat maar $10 hoër is as voor die oorlog begin het. $10 'n barrel. Ek sien petrolpryse bly hoog by party plekke en dis maar die effek van die oliepryse wat op en af gaan, maar ook die effek van jou land se regering wat bietjie skep uit hierdie omstandighede uit. En hulle skep bietjie ekstra wat hulle kan. Die huidiglike opbou van magte in die Midde-Ooste is op die oomblik die grootste wat dit nog ooit was. Daar's nuwe vliegtye, vegvliegtye, bommers, refuelers, skepe in die onmiddellike omgewing ingebring in die Midde-Ooste. Die mag projection of force wat die US military huidiglik daar in die Midde-Ooste het, was die grootste wat nog ooit was. Daar was nog ooit so groot voorstel gewees nie. En ek praat nou nie van die invasion van Irak en die invasion van die eerste Irak en tweede Irak-oorlog nie. Ek praat nou van daarna. Was daar nog nooit so groot force in die Midde-Ooste bymekaar. So, wat beteken dit? Dis 2 dinge. So of 'n show of force, wys Iran wat ons aan kan bring, en daar's nog baie reserve om te bring, dis nie 'n probleem nie. Of 'n voorbereiding vir die groot strike wat hierdie naweek wou gedoen het en miskien later kan doen. So, dis die stand van sake daar. Hierdie ding is nog nie gou verby nie, en nog obviously gaan nou baie mense wees, ja, maar jy het gesê, die oorlog gaan net weke hou, ek nog nooit so gesê nie. Trump het gesê, die oorlog gaan net 4 weke hou, hy het nog nooit so gesê nie. Daar's mense wat allerlei claims maak. Jy sien, want hulle verdraai wat hulle by die media hoor. Trump het gesê, sy woorde, hierdie kan so gou as 4 tot 6 weke verby wees. Hy het nie gesê, het gaan wees nie. Ek het self so gesê, hierdie oorlog het die potensiaal om redelik vinnig verby te wees. Nie sê, het gaan beslis vinnig verby wees nie. Met 'n oorlog, daar's altyd onsekerheid. Niemand sal ooit weet wat die uiteinde gaan wees nie. So, jy sê ek weer, hierdie oorlog het 'n potensiaal om baie vinnig tot 'n einde te kom, maar dit kan nog 'n ruk aangaan. Dit beteken nie omdat dit nog 'n ruk aangaan, die Amerikaners is sleg nie, hulle kan nie iets doen nie.
Dis maar net die saak. Die mense wat daai goed so insien, het absoluut geen klou van oorlogvoering nie. Regtig. En ek kan sien meestal civies wat 'n opinie oor oorlog wil lewer. Ek het nogal baie interessante gesien die laaste 5 maande. Baie oorlog-experts uitgepop, civies wat oorlog-experts geword het. Hey, nie worry nie, hulle was maar paar terug weet vaccine experts en voor dit was hulle virus experts en voor dit was hulle weer ander oorlog experts het en kry maar gelid. Maar dis social media. Hey, maar dis al vir vandag. Sien julle later. Cheers.